Here is my herder, niks sal my ontbreek. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, hy wat getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef nou die harte tot God en ontvang sy groetseën hier in sy erediens. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, antwoord op sy groetseën en ons sing Psalm 33, waarvan gaan ons sing vers 1 en vers 10. Psalm 33, 1 en 10. Hy sorg vir hom by somerdroogte, dit sing ons in die 10de strofe, en sware tyd en hongersnood. 33, 1 en 10, en daarna bly ons staan as ons geloof saam gaan bely. Saam met die kerk reg oor die wêreld en deur al die eeue heen aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons voor die Here verootmoedig, ons lees saam met sy woord, sy wet. Deuteronomium hoofstuk 5.
Moses die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, hoor Israel, die insettinge en die verordeninge wat ek vandag vir julle oor uitspreek, julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here ons God het met ons 'n verbond gesluit, met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg en die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land en die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende, van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou diensknegt en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Die Here jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou daar verwen mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Ons bely in Sondag 38 oor die 4de gebod, die volgende: wat gebied God in die 4de gebod? Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig is, die 4de gebod. God wil ten eerste dat die woordbediening en die skole in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom, om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep, en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe, van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Ons antwoord en dan sing ons Psalm 102. Die wet van die Here, ons sing Psalm 102. Daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 5. Ons erken en ons bely ons ellende en ons sonde voor die Here en ons skadu skyn bestaan, ons bestaan wat soos die skadu weer is. Tog het ons troos in die Here se oneindigheid, waarvan ons ook gaan sing in hierdie vers 1 en vers 5. Selfs die dood van die kruis het ons verlos en nie laat vergaan, hy is oneindig. En ons hoop is in hom. Psalm 102, 1 en 5, en dan gaan ons saam bid. Yeah.
Onse Vader in die hemele, heilig, heilig, heilig is U. U is afgesonder, U kan nie vergelyk word. Iets, hierdie skepping nie, U is totaal anders. Is niemand en niks soos U nie. As nie sonde of verkeerdheid of een enkele boosheid in U. Is ons troos. U is heilig. So roep U ons ook om te lewe, heilig voor U aangesig te lewe, elke oomblik van die dag. Ons is swak, ons is ellendig. Is ons lewe, Heer, om heilig te lewe. Sien dit in onsself raak. Sonde. Ons hartseer. Bedroef ons. Bring ellende in ons lewenspad. Sondig diep en menigmaal teenoor U. Hier het weer vir ons kom openbaar deur U wet. En as ons maar mooi by elke gebod gaan stil staan, dan sal ons moet erken, ook by hierdie een, is ons sondig voor U. Heer, ons is so maklik tevrede met dinge wat vergaan, en ons is so maklik met dinge buite U tevrede. Skenk ons nog kennis van ons sonde, dood en ons sonde en ons sondige geaardheid. Maar ons smeek U, o Here, skenk ons ook tog die kennis, die verhoudingskennis van Christus, wat ons heel gemaak het, wat ons nuwe skepsele kom maak het. Mag ons die lewe meer en meer elke dag in Hom ken, deur die Gees se werk in ons. Mag ons, Here, om ons kommer in U hande te laat, die het mag oor boosheid, en U bring daaruit 'n oneindige stroom van goedheid voort, totdat U doel bereik is. Seën ons, Here, geloof, groei, wat daagliks net meer en meer in U, ons drie enige God, gewortel en geanker is. As ons die woord oopmaak, seën ons tog, Here, U naam ten ere. Mag U verrys in ons midde. Wil U self, ook so in hierdie erediens, ons geloof op U anker en op U plant en in U laat groei. Mag ons verby die swakke verkondiger kyk. U raak sien. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam. Amen. Voordat ons gaan lees die Here se woord, sing ons Psalm 50 daarvan, vers 6 en vers 7. Psalm 50. Dis sal ek, o mens, na jou nie kom nie. En het ek honger, sal ek jou nie vra nie. Die aarde is my eiendom, die Here wat hier praat self. Die aarde is my eiendom en al die volheid wat hy dra. Sou ek op stierevleis dan wag, op die vleis van beeste en bokke en diere, die bloed van bokke, vars geslag. Psalm 50, ons gaan daarvan sing, vers 6 en vers 7. Net ook in vers 7, het begin, kom offergode dank bewys. En die gode is ook met 'n hoofletter geskryf in hierdie psalm, en dis 'n Nederlandisme, dit bedoel vir God. Dis 'n ou manier van die Nederlanders hoe hulle gepraat het, gode het hulle bedoel vir God. So ons sing eintlik, kom offer vir God, dank en prys. Ons sê nie hier ons aanbid gode nie, dis net 'n manier hoe in Nederland. Psalm 50, 6 en 7.
reeks oor Elisa. 2 Konings, hoofstuk 4. Ons lees saam van vers 38 tot 44. Thema van ons prediking vanoggend is die Here voorsien om te eet. 2 Konings 4 vers 38. Weer het Elisa in Gilgal gekom, en daar was hongersnood in die land. En terwyl die profete seuns voor hom sit, sê hy aan sy dienaar, sit die groot pot op en maak 'n kooksel klaar vir die profete seuns. Toe gaan een uit in die veld om groente te versamel, en hy het wilde ranke gekry en daarvan sy kleed vol karkoere gepluk en gekom en dit in die kookpot stukkend gesny, want hulle het dit nie geken. Daarna het hulle vir die manne opgeskep om te eet, maar net toe hulle van die kooksel eet, skreeu hulle en roep, man van God, die dood is in die pot. En hulle kon dit nie eet nie. Maar hy sê, gaan haal dan meel. En hy gooi dit in die pot en sê, skep uit vir die mense dat hulle eet. En daar was niks verkeerds in die pot. En daar het 'n man van Baal Salisa gekom, en vir die man van God eerstelingsbrode, 20 garsbrode, en vars graan in sy mandjie gebring. En hy het gesê, gee vir die mense dat hulle eet. En sy dienaar antwoord, hoe kan ek dit aan 100 man voorsit? Maar hy sê, gee vir die mense dat hulle eet, want so spreek die Here, hulle sal eet en oorhou. En hy sê dit hulle voor, en hulle het geëet en oorgehou volgens die woord van die Here. En hy sê, gaan haal dan meel, en hy gooi dit in die pot, en hy sê, skep uit vir die mense dat hulle eet. En daar was niks verkeerds in die pot. En ook vers 44, hy sê dit voor hulle, en hulle het geëet en oorgehou volgens die woord van die Here. Die Here God het hierdie skepping baie goed geskep. Al die bome en al die grasspruitjies en die vrugte en al die plante wat saad gee volgens hulle soorte, alles is goed geskep deur die Here. En hy skep die mens onder koning van sy skepping, skep hy na sy beeld. En die mens moes heers oor hierdie hele skepping, en die mens moes vermeerder, en hulle moes die skepping onderwerp onder hulle, en hulle moes oorheers. En die Here gee vir die mens al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, die Here gee dit vir hulle, dis hulle voedsel. Die hele tuin wat God vir die mens geplant het, was vir die mens goed om van te eet. Ook die boom van die lewe daar in die middel van die tuin. Daar was 'n boom wat op lewe gewys het daar in die middel van die tuin, en veral hy was goed om van te eet. Daar was nog 'n ander boom, hulle mocht alles eet, maar hele tuin, al die bome. Maar van een boom mocht hulle nie eet. Dan keer die mens hulle rug op God. Steur hulle nie aan God se gebod nie, sy gebod wat hy gesê dat hulle van die een boom nie mag eet nie. Die mens steur hom nie aan God se wet nie, en hulle gaan eet willens en wetens van hierdie boom wat hulle nie mag eet nie. Dit terwyl hulle die hele tuin gehad het om van te eet. So skeer die mens homself los van God. God was in 'n lewe, hy was in 'n lewensaard. Maar hulle skeer hulle self los van God, en die mens stort sy hele natuur in die verderf. En dan sien jy die mens se verhouding met God wat daar gebreek word. Dis ook die mens se verhouding met mekaar. Verhoudings met mekaar wat vernieuw word. Maar is ook die mens se verhouding met die skepping wat vernieuw word. Daar kom nou dorings en distels, en die mens kan nie net meer lekker eet in hulle wonderlike tuin nie. Nou eet die mens brood in die sweet van sy aangesig. Skepping werk teen die mens.
As plante in die skepping wat die mens doodmaak. Wat dood ingetree na die sondeval. As diere wat die mens wil doodmaak. As natuurrampe. As ook wilde ranke. Ook genoem karkoede, soos wat ons lees in 2 Konings 4. Maar sê vir ons, om te eet is nie altyd maklik nie. Is nie altyd weer maklik nie. Om te eet is nie altyd meer maklik nie. As hongersnood in die land. Mense sukkel om kos te kry. Mense sukkel om iets te ete te kry. Hongersnood. Vanuit Levitikus 26 en Deuteronomium 28 besef ons dat hongersnood nie net sommer gebeur het nie. Veral nie met die Here se volk nie. Met die Here se volk het hongersnood nie net sommer gebeur nie. In Deuteronomium 28 lees ons van die verbondsvloeke van die Here. En dan lees ons dat daar geoes sal word op die land, dat daar nie meer geoes sal word op die land nie, en nie meer geoes sal word by die wingerde nie, en ook nie by die olyfbome nie. Ja, dit sal selfs so erg gaan, dat hulle eie kinders begin eet vanweë die hongersnood. Dan lees ons daar in Deuteronomium 28, as die mens die heerlike en die gedigte naam van die Here hulle God nie meer vrees, en dan gebeur dit. En dis ook die geskiedenis waarin Elisa lewe. Die grootste gedeelte van die volk, as ons nou 'n bietjie teruggaan aan 2 Konings en 1 Konings, dan besef ons die grootste gedeelte van die Here se volk het hulle rug op die Here gedraai. Hulle aanbid en hulle dien die Baals en die afgode en die kalwers wat opgerig is by Bethel en Dan. Hulle staan onder die Here se oordeel. Maar nou val dit op. Ook hulle wat die Here nog dien en die Here nog vrees, die Here se profete en sy profete seuns, ook hulle ly en ook hulle kry swaar van hierdie hongersnood. Die godvreesende mense en die ware gelowiges ontsnap nie die swaar kry nie. Hulle kry ook swaar. Dwars deur die oë is dit nog so. Gelowiges kry ook swaar, broer en suster, en partykeer kry hulle meer swaar as die ongelowiges. Die Here beloof nie vir sy kinders hemel op aarde nie. En ons moet dit ook nie van die Here verwag nie, want hy beloof dit nie aan ons nie. Hy beloof nie vir ons 'n maklike lewe op hierdie aarde nie. Partykeer het ons ook juis 'n moeilike tyd in ons lewe brood nodig om terug te keer na die Here toe. Die wonderlike groot troos vir die gelowige is nie dat die Here is altyd ten volle in beheer van ons lewens. Hy is altyd ten volle in beheer van ons lewens. Hy beskik die kwaad in ons lewens ten goeie. En hy sal die kwaad wat hy in ons lewens beskik, tot ons bes wil verander. So bely ons dit. Die Heidelbergse Katekisme, so wonderlik. Hy sal die kwaad wat hy in ons lewens beskik, tot ons bes wil verander. Hy kan as ons almagtige Vader en as ons goeie Vader wil hy ook. Hy wil vir ons sorg. Probleem is by ons. Dis ons wat baie keer die Here se sorg wil hê. Die Here gaan vir sy kinders sorg. Hy sorg. Die Here voorsien. Die sê dan so vir hulle moet 'n groot pot daar op die vuur gaan sit en hulle moet 'n groot pot kos maak. En een man gaan uit kos te gaan haal daar in die veld. Maar daar is nie eintlik kos nie, dit is hongersnood. Hy vat maar wat hy kry. En hy sny dit alles fyn en hy gooi dit net so in die pot. Dit kook, dit word gaar. Die profete seun skep op en hulle begin eet. En skielik skreeu een man uit, die dood is in die pot. En presies wat dit bedoel, is ons nie seker nie. Dis een van twee dinge wat dit kan beteken. Of die kos was dodelik giftig geweest, dat hulle doodgemaak het, dat hulle nie kon eet nie. Of die kos was net heeltemal oneetbaar, so sleg was dit. Hoe dit ook al sê, die punt is net, hulle kon dit nie eet. Dis die groot punt. Dit sê duidelik, dit is ons duidelik in hierdie gedeelte. In vers 39, hulle kon dit nie eet. En Elisa sê, hulle moet meel bring, en hulle gooi dit in die pot, en dan sê hulle kan maar weer inskep en begin eet. Toe was daar niks meer verkeerd. Broers, was die enige magiese kragte hier aan die werk. As Elisa hier besig gewees met een of ander magic, niks van die aard.
Die meel was maar net 'n teken. Dit was maar net 'n teken. Ons is nou eintlik al gewoond aan die tekens wat die Here gee, omtrent met elke wonder tot dusver is daar een of ander teken. Eers het Elisa die sout in die water gegooi, en toe word die water heeltemal reg. In die vorige gedeelte was dit die staf en Elisa wat oor die see neerbuig, en nou is dit die meel. Dit is net 'n teken. Hoekom moet Elisa en die man die meel bygooi? Dit is 'n teken. Somtyds gebruik die Here tekens sodat ons die Here se werk kan gryp. Somtyds gebruik die Here tekens sodat die Here se grootheid en sy heerlikheid, sodat dit ons gedagtes kan vasgryp, sodat dit ons gedagtes kan vasvat, want ons sukkel om die Here te ken en om hom te onthou, en ons sukkel om sy werk te onthou, en ons sukkel om in die Here te glo. Dan gee die Here vir ons tekens. Hy buig neer en hy gee vir ons tekens. Maar belangrik, broer en suster, so belangrik. Mag ons nie ons eie tekens eindig. Die Here praat nie meer met ons, of hy praat nie met ons deur geldstukke, of deur vere, of deur blare, of deur teeblare nie, of deur bome, of deur koppies, of deur mense, of deur tekens van die skepping, of deur watter tekens ook al ons kan uitdink nie. Die Here praat nie meer met ons tekens nie, die Here praat met ons deur sy woord. Die Here praat met ons deur sy woord. En dis in sy woord waar ons die Here se tekens lees wat ons moet gebruik. Die Here het ons 2 tekens gegee wat ons moet gebruik sodat ons sy heerlikheid en sy groot werk sal onthou. En dis die doop en die nagmaal, die water en die brood en die wyn. Dis alledaagse dinge. Water en wyn en brood, soos meel, dis alledaagse dinge. Maar tog is dit tekens wat die Here wil gebruik sodat ons kan proe en kan sien en kan beleef, sodat ons gedagtes en sodat ons siele vasgevang kan word oor wie die Here is en oor wat hy doen. Wat hy doen vir homself en vir ons, sodat dit ons kan vasgryp. Dan kan die Here se kinders weer eet. Die Here voorsien in die hongersnood het hulle kos. En in die laaste wonder van hierdie hoofstuk voorsien die Here ook weer wonderbaarlik. Daar's 'n man wat eerstelingsbrode bring vir Elisa. Nou hierdie was die eerstelinge van sy oes gewees. Die eerste are wat die man afgeoes het. Na die eerstelingsare en na die eerstelingsbrode moes die Here se volk na die priester toe gebring het. Ons lees dit op 'n paar plekke in die Here se woord, in die eerste boeke van Moses. Levitikus 23 vers 20 byvoorbeeld, of Deuteronomium 18. Hulle moes hulle eerstelingsoes na die Here toe bring, vir die Here gee. En nou is die vraag, waar sal die gelowige dit heenvat? Die land is vol van Agab se Baaldiens en vol van die kalverdiens en die kalveraanbidding. So wat moes 'n ware gelowige nou doen? Een wat Jahwe, die ware God van Israel, wil aanbid. Wat moet hy doen? Hy gaan na die Here se verteenwoordiger toe. Hy gaan na die Here se gesant toe. Hy bring dit vir Elisa. Broer en suster, daar's toe werklike oorblyfsel. Waar toe inderdaad 7000 oorgebly wat die knie nie voor Baal gebuig het nie. Die Here het werklik waar vir hom 'n oorblyfsel bewaar. En die Here sê hy sal dit altyd doen. Hieraan mag ons vashou. Onverskrokke mag ons hieraan vashou. Die kerk sal nooit vergaan nie. Die land is korrup. Die land is verhard. Mag ook dieselfde wees met ons land. Die wêreld mag dalk korrup wees en verhard wees in die evangelie. Maar sal altyd daar oorblyfsel wees. Ons hoor hier, ons geloof in 'n gelooflose land. Net omdat God dit bewerk het en omdat God daarvoor gesorg het. Iewers ver uit 'n hoekie uit kom 'n Godvreesende man wat God wil dien en God wil vrees en hom wil eer. So bring die man sy offer na die Here toe. Die Here het voorsien. Die kerk kan nie vergaan nie.
sê Elisa, sê dit vir die mense voor dat hulle kan eet. Maar het was net 20, waarskynlik was dit baie klein broodjies gewees, net 20. Maar die Here sê, julle sal verseker eet, en julle sal verseker oorhou. En hulle eet, en hulle hou nog oor. Hulle kan eet. Daar word geëet. 8 keer in hierdie 7 verse kom die woordjie eet voor. Broer en suster, kyk hoe naby. Kyk hoe naby is die Here aan sy kinders. Daar's hongersnood, maar hulle kan eet. Daaglikse brood maak vir die Here saak. Kyk hoe naby is jou God, daar waar jy leef elke dag. As jy net 'n happie brood vat, dan is dit vir die Here iets waaroor hy omgee. Is dit nie vir ons verstande verbuistering nie? Dat hierdie groot en hierdie almagtige en hierdie heerlike en majestueuse God, dat hy omgee oor 'n stukkie brood wat ek in my mond sit. Onse Vader gebed het net 6 bedes. Net 6. En is dit dan nie verstommend dat een bede is, gee ons vandag ons daaglikse brood, saam met sondevergifnis, en verlos ons uit die bose, en saam met die Here se wil, en saam met sy koninkryk en sy naam wat geheilig word. Gee ons daaglikse brood. En suster, wat wys hierdie vir ons? Hierdie aarde maak saak. Iets so eenvoudig soos om te eet. Dit maak saak, dis 'n geloofsaak. Ons geloof dit omvat en dit omarm en dit bepaal ons hele lewe. Alles hier op die Here se skepping en in die Here se skepping, ons geloof omarm dit alles. Ons geloof is nie net vir Sondag hier in die Herediens nie, of vir wanneer ek die Bybel vat by die huis of bid nie. Alles wat ons doen op hierdie aarde is 'n geloofsaak. Of ons eet en of ons drink, wat ons alles doen tot eer van die Here. En suster, iets so eenvoudig soos om te eet kan dodelik wees. Dan is dit so, ons dink dalk aan gif, ons kan gif eet en dan kan ons doodgaan, maar daar's meer. Iets so eenvoudig soos om te eet kan dodelik wees. Ons lees in die Here se woord, onder andere in Eksodus 32, juis ook met 'n kalf, bekende geskiedenis van die goue kalf. Ons lees daar dat die volk gaan sit het om te eet, om te drink, en hulle het opgestaan om te speel. En 4 verse daarna lees ons, laat my dan nou begaan dat my toorn teen hulle ontvlam en dat ek hulle verteer. Dis die Here wat hierdie sê vir Moses. Die Here sê dit vir hulle, vir hulle verteer. Dan dink die Here aan sy verbond met hulle, dan verteer die Here hulle nie. Maar tog het daar op daardie dag 3000 man geval. 3000 man, want hulle het geëet en gedrink vir 'n afgodsbeeld. Nie vir die Here nie. Die eet kan dodelik wees. En in 1 Korintiërs 10 vers 7 herhaal hierdie gebeure en dan staan daar, hierdie dinge is voorbeeld vir ons, dat ons nie begeerig moet wees van slegte dinge soos hulle begeerig was. Nog 'n ander tyd in Numeri 25 het die volk ook geëet en neergebuig voor hulle gode, en toe sterf daar 24.000. Volk eet hulle afgode en dan sterf daar 24.000. Iets so eenvoudig soos om te eet kan dodelik wees. Sonde is dodelik. My hele lewe op hierdie aarde as gelowige maak saak. En suster, hierdie aarde en hierdie lewe van nou, dis nie maar net 'n trappie na die volgende fase toe. Hierdie lewe in ons bestaan van nou is nie maar net 'n trappie na die volgende fase toe nie, en dan kan ons ook sê die volgende fase is die hemel. Hierdie aarde is nie vir ons om net nou deur hierdie aarde en deur alles wat gebeur op hierdie aarde, om net nou hier maar te worstel nie, sodat ons eendag in die hemel kan kom. Die lewe nou is nie vir eendag nie.
Dis aangrypend wat ons ook weer eens bely. Die ewige lewe het nou reeds begin. Christus, broer en suster, het reeds gekom en hy het reeds betaal en hy het reeds opgestaan. En daarmee sê ons nie dat ons nou hier op hierdie aarde, hemel op aarde hier moet soek nie. Maar die ewige lewe het nou reeds begin. My liggaam en my lewe nou op hierdie aarde maak saak. Hoekom? Want ons Here Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom om verlossing te bewerk en te bring op hierdie aarde. Here Jesus het op hierdie aarde, in hierdie lewe van nou, het hy op 'n kruis gehang en die vloek gedra in ons plek. Hoekom word die Here Jesus Christus 'n mens? En hoekom leef hy op hierdie aarde vir ongeveer 33 jaar? En hoekom sterf hy hier aan 'n kruis om ons te verlos? Hoekom het hy net in die hemele gebly en daar 'n offer gebring en so ons verlos? Hoekom is hy na hierdie aarde toe gekom het? En suster, die Here Jesus Christus word vlees en bloed. Hy word waarlik vlees en bloed, hy word 'n mens. Want ons mense, God se skepingswerk van sy hande, ons moet verlos word. Lees in Hebreërs dat God hom nie bekommer oor die engele nie. Hy bekommer hom oor die geslag van Abraham. Hierdie skepping van die Here, waarvan die mens die kroon is die Here se lesyne. En hierdie skepping word weer met die Vader versoen. In Christus. In sy lewe en in sy offer. Veral die kroon van die skepping, die mens, ons mense. Christus word vlees en bloed. Hy sterf op 'n houtpaal op hierdie aarde. En sy bloed drup op die grond. En hy word dors. Sodat hy hierdie bestaan van ons kan vernuwe. Hy maak ons nuwe skepsels in homself. Deur die kragtige werk van sy Gees wat hy vir ons gegee het om in ons te werk. So kan ons in ons God en Vader se skepping al die verskil maak. Sy Gees, Heilige Gees, hy's 'n persoon. Hy woon en hy werk in ons. En in Christus kan ons weer eet en ons kos geniet. Dis die boek Prediker nie waar, die broer en suster. Geniet jou ete. Maar as ek bekommernis en as ek wil swaar kry, maar Christus geliefde, hy het opgestaan, hy maak al die verskil. Christus kom en hy voed ook 'n skare met 5 brode, 2 visse. Ons lees dit in Johannes 6. 5 garsbrode, 2 visse. Voed hy 5000 mense. Dis die minimum gewees, 5000. Dis dalk baie meer. Hoekom? Hoekom doen hy dit? Sulke dinge gebeur nie meer in ons tyd nie. Johannes 6 sê vir ons hoekom die Here Jesus dit doen. Want hy wil vir hulle wys dat hy brood van die lewe is. Hy wil vir hulle wys dat hulle hom nodig het. Hy is die spys wat bly tot in die ewige lewe. Hy is die brood van die lewe. En wie na hom toe kom, wie na Christus toe gaan, sal nooit honger kry nie. Hy gee lewe. Hy is die lewe. Glo in hom. Die Here het voorsien. Die Here het voorsien om te eet. Ons lewe nie net van brood alleen nie, maar van alles wat uit die mond van die Here uitgaan. Ons lewe van sy beloftes. Dat alles ja en amen is in Christus. En is dit ook so, en suster, ons lewe nie ook net vir die hier en die nou nie. Maar kom 'n tyd wanneer hierdie skepping ook weer met vuur gesuiwer gaan word. Maar kom ook 'n tyd wanneer hierdie skepping ons nie meer sal skade aan doen nie. Iets daarvan lees ons in Jesaja 6 vers 7 tot 9, die koeie en die ring wy, en hulle kleintjies lê by mekaar, en die leeu eet strooi soos die os, en die suiweling speel by die gat van die adder,
en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van 'n basilis. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie. Want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oortrek. Openbaring 2 vers 7 kom. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. As 'n bruilofsmaal van die Lam, waar ons gaan eet sonder ophou van die brood van die lewe. Waar ons hemelse spys gaan geniet. Ons het 'n vaste hoop in Christus, ons hemelse Vader het voorsien. Om te eet. Amen. Kom ons antwoord. Dan sing ons Psalm 37. Ons antwoord op die woord, nie die Here se woord. Psalm 37, daarvan sing ons vers 10 en vers 11. Weinig is vir die vrome meer, hulle wat die Here vrees, min is vir hulle meer as die skatte waar die bose op teer. God breek die arms waarop hulle steun, of waarop hulle leen, waarop die bose leen, maar die vromes sal die Here ondersteun. Psalm 37, vers 10 en 11, dan gaan ons saam met. Almagtige God en Hemelse Vader, U voed ons met die brood van die lewe. U voed ons met die seën, deur die Gees se werk, so mag ons bid, ons deur die Hemelse Vader het, ons mag dit weet, ons mag daarin lewe elke dag, dat U vir ons wil versorg en kan. Die beloftes staan altyd vas, rig en lei ons om dit te ken. Mag ons lewens bou op U beloftes. Mag ons die beloftes ook so vanuit U woord reg ken. Sodat ons nie ons lewe bou op wankelrige grond nie. Lei ons deur die Gees. Ons kan nie net ken, as U deur die Gees self aan ons openbaar, want U is heerlik. Vol heerlikheid en majesteit. Ons Vader, ons bid vir elke ouderling, wat nou op besoeke gaan, werk tog meer en meer so in elke ouderling en maak ons vol van die Gees en die woord. Mag elke ouderling op elke besoek die skape voor U troon bring en in U teenwoordigheid bring. Ons is diep afhanklik van U daarvoor. Gee dit tog, Here, dat ons U so meer en meer mag ken.
Ons graag wat elke diaken in hulle amptswerk, waar hulle vergadering en hulle toerusting voorlê. Rus elkeen toe met die nodige gawes, sodat ons as gemeente opgebou mag word in die liefde van Christus, en mag ons dit ken en groei, liefde tot mekaar en tot almal. Rus elke man toe vir sy rol as man. Wees met elke suster in die gemeente. Mag hulle in hulle dienswerk in die gemeente toegerus word. Seën hulle ook hulle bediening as susters van die gemeente. Wie elke kind vashou in die troue vaderhand. Die aanvalle van die bose is groot en baie, maar ons is getroos dat ons na U toe mag gaan, na U beloftes mag vashou. Mag ons 'n lig wees op 'n berg, Here. Mag ons U heerlikheid uitstraal in ons omgewing hier waar ons woon en werk. Mag die mense rondom ons waar ons woon en werk U eer en U heerlikheid sien. Waar ons nog daarvan dat ons U naam oneer aandoen en U naam laster. Ons is afhanklik van U, Here. Ons kraag ons deur die Gees. Werk nog so meer en meer kragtig deur U Gees in ons. Ons bly dit en ons smeek dit van U. Die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing Psalm 127 daarvan vers 1 en 2 en daarna stuur die Here ons weg met sy wegstuurseun. Christus en die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal. Amen.